Goeiemôre, jy is ingeskakel op Radio 33, hier op Aktuele Sake saam met my Marius Bam en Mike Bolhuis, elke Woensdag om 11. Nou verlede week het ons 'n bietjie gesels oor karakters soos Piet Viljoen, Louis Liebenberg, Anthony Bogus, en hierdie week het ons iemand wat ons by gaan sit, 'n man met die naam van Hannes Lotterling. Maar goeiemôre Mike, dankie weer eens dat jy tyd vir ons afstaan. Hoor julle almal, baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid, ons waardeer dit. Ja, so kom ons begin, voor ons begin by enige nuus, kom ons begin by dit wat reeds daar was, en jy kan net, wat noem mense die proverbial maak, dan weet ek jy wil ietsie sê. Alright. Okay, ek maak so. So ek wil net weer kom na die Piet Viljoen situasie. Ek weet nie of julle almal daar buite agtergekom het, hoe stil is hy nou? Waar is die vinnige handjies? So, jy weet, op die einde van die dag, die skinder- en kakpraters en moeilikheidmakers, wat die digitale en elektroniese platforms gebruik, op 'n stadium woed uit. Kom ons kyk na Louis Liebenberg. Louis doen nog steeds manewalise in die hof, maar hy het nou glad nie meer die vermoë om enigstens op WhatsApp of op enige platform aan te kan gaan, sodat hy voorheen aangegaan het, met die in die shower, kaalgat in die shower, en dan dinge daar te sê gehad het. Jy weet, dit is astronomies die goed wat hy kwyt geraak het, dit is uniek, dit is viral gegaan, as jy hoor wat hy alles gesê het, en soos ons het verduidelik, alle fasette, hoe hy daar te kere gegaan het, dit is nou het is verby. So wat ek probeer sê is, as jy kyk na die gegonsery en tekereganery, dit is soos 'n veldbrand. Hy kom en dan brand hy verwoed en dan kom hy by, kom ons sê, 'n groot oopte, dan kwyn hy weg. Want kyk na Bougas, daar was net so 'n aanhoudende kommunikasie deur die ouers en deur ander partye. Dit was 'n oor en weer. Jy weet, ek kan nie eens vir die luisteraars probeer verduidelik hoe dit te kere gaan, met my cybercrime hou al hierdie goed dop, en ons trek alles en ons hou alles, want dit kan alles later gebruik word. Onthou, ek wil dit net nou hier noem, in al die sake waarvan ons nou praat, hou ons altyd alle inligting, al die he says, she says, die algehele skinder en kakpraat, hou ons van dag 1 af. Want môre oor môre, en daai môre oor môre kom, as ons die manne vasvat en arresteer en inbring, dan kan daai inligting teen hulle gebruik word, want ek kan dan sê, op daai dag en datum het jy dit en dit gesê. So mense daar buite, luister vir my mooi, wat jy op 'n foon kwytraak, wat jy op 'n e-pos kwytraak, wat jy op 'n WhatsApp kwytraak, wat jy verbaal kwytraak, wat jy stuur, 'n foto, alles wat jy doen, when it's done, it's there. Daar's 'n ontvanger, daar's ontvangers, en die inligting is daar. En dis baie moeilik om vinnig daarna sommer net te sê, alright, ek gaan dit verwyder ensovoorts. As jy nie weet hoe om dit te verwyder, en ek gaan nie sê hoe nie, dan is dit somewhere. En jy ken al die ou gesegde, dit's in die cloud. So, die bottom line is, as jy iets gedoen het, it's done. Dis nie iets wat jy kan terugtrek nie. En dis ook nou so baie sextortion sake is, en extortion en extreme extortions, want die mense stuur kaalgat foto's van hulle self uit. En is vir my astronomies dat mense val vir die kak. I just can't believe it. En betrokke raak met internetverhoudings en enige, jy weet, sommer net so 'n man wat 'n WhatsApp kry wat sê hi, en dan is dit hierdie pragtige vrou met die moerse stel tiete, en dan val hy vir hy kak. En as jy weer sien, dan stak hy sy selfoonnommer in, sy stel, en hy neem kiekies van homself, en hy stuur dit deur. Alles op sy selfoonnommer, verbind aan hom, aan 'n party aan die ander kant, wat hy gedink het, is hierdie pragtige, beautiful blond, gesteelde identiteit, glad nie die persoon nie, heel moontlik 'n pimp, van 'n site, 'n platform sexual site, of 'n korrupte polisieman selfs, of 'n SAPS impersonator. Dit is baie belangrik, ek gaan weer vir jou daai projekte van my stuur, van sextortion, dat jy dit lees,
hoe erg dit is, hoe erg dit in die tronke is en. Maar om terug te kom na die ouens, die rede kom ek net bietjie uitwy hierso. Wat ek altyd vir mense probeer sê is, ek het dit gisterand op SABC, ek was baie laat op TV, het hulle met my 'n ernstige interview gedoen oor gender-based violence, maar aan die digitale kant, waar vroumense erg geterroriseer word op die fone, of mans hulle fone heeltyd monitor of stalking uitoefen en ek het dit behoorlik verduidelik en ek sal daai ook vir jou stuur. Mense moet hulle selfone verantwoordelik gebruik. Almal. En nou sien ons dat kinders het fone al lankal al op 'n jong ouderdom en hulle raak betrokke by al die verkeerde platforms. En eensame ou mense soek liefde by al die verkeerde plekke. En jy kan nie glo die sweetheart scams. Mense, ek kan vir julle verwaarsku oor wat alles gaan aangaan op die fone. Nou, boewe soos Piet en die bougaste en Louis Liebenberg en daar's baie ander, gebruik die selfoon netwerke en platforms om eerstens hulle misdade te bespreek en tweedens om mense te probeer imponeer, veral die wat in die publieke oog is. En dan dink jy by jouself, hoorie, ek kyk na al die kak wat hulle stuur en dit is van geen waarde, dit is net lagwekkend en snaaks en dan beweeg jy aan. Maar klik jy wat na hierdie goed kyk, dat jy daai persoon in 'n manier aanhang, want elke keer as jy dit oopmaak en betrokke raak, dan groei sy die volgelinge wat hy het en het hy extra hits en dit maak hom bekend en dit is die nadeel van hierdie sosiale media platforms, dat die Louis Liebenberg en Piet veral het verskriklik baie followers in die sin van hulle maak oop en dit wys die kliks en die hoeveelhede wat daarna kyk. En dit blaas hulle aan. En hulle obviously is onder die indruk dat dit is in a way 'n saamstem. Ek het gister 'n stryery met nie 'n stryery nie. Ek het 'n bietjie van sy het iets gesê, toe sê ek vir haar, hoorie, maar dis hoe dit is. En toe sê sy weer iets en ek maak stellings. So hier is die stelling wat ek wil maak. As jy sien goed kom deur op sosiale media, wat jy vir jouself weet, is gemors, is rubbish, is stront. It shouldn't be there. Al is dit hoe snaaks, hoe kinderagtig, hoe wat. Weet jy wat? Beheer jouself. En as jy dan nou gekyk het, moet jy reageer met 'n statement deur jou disagreement te stel. Kom ek noem 'n simpel voorbeeld. Kom ons kyk nou na, en dis waar ek 'n statement gaan maak oor Hans Lottering. Hans Lottering het nou weer, dis die 3de keer, ou goed uit die verlede uit, ou goed herplaas. Hy het dit voorheen gedoen, en toe het hy my cybercrime hoof geskakel en gesê hy is jammer daaroor, en hy wil eintlik saamwerk, dis nou ons hom gearresteer het, en die projek uitgestuur het, hy was 'n wanted person, en die projekte is daar, en dit wys duidelik wat hy gedoen het en wat sy misdade hy by betrokke was, onder andere dat hy 'n vroueslaander is, en 'n uiterste manipuleerder en intimideerder is, vroumense, en daar's baie ander misdade wat hy pleeg in my oog. Die misdade wat hy pleeg is meestal op sosiale media. En obviously val hy in die kategorie van skinder en kakpraat. Maar nou maak hy, toe haal hy alles af. Toe stel hy alles reg met my cybercrime eenheid. En toe is daar kommunikasie. Toe doen hy dit weer en toe is daar weer 'n klomp reaksies en toe is dit weer af en nou is dit weer daar. En dit ontketen maar net presies soos Piet Viljoen en Bougas, die absolute heen en weer. En hier is die interessante ding wat ek vir julle onder julle aandag wil bring, wat julle seker ordelik opgetel het en indien nie. Kyk maar na die partye wat betrokke is. Plaas hulle volle details nie. As 'n naam soos Kuifie of Woerwoer of wat ook al, dis absurde name.
wat reageer. En dan is dit sulke kortstellings soos Bolhuis is 'n boef, of Bolhuis is 'n dief, of hy het my beroof van 20.000. Of die stellings wat daar geplaas word is nie een met 'n bewys. Soos byvoorbeeld, hier heg ek aan die misdaad wat Bolhuis teenoor my gepleeg het. Weet jy, daar was op 'n stadium lank terug, was daar 'n groep wat selfs beplan het met sosiale media. Ons het hulle toe behoorlik vasgevat, geïdentifiseer en hulle het interdikte teen hulle, en die wat dit sal onthou, sal klik, maar ek gaan dit nie herhaal nie. Ek noem dit net as 'n voorbeeld, en ek maak dit as 'n stelling. Daar is tye waarin ons toetree en ernstig optree en dan die regte protokol volg en hulle vasvat. Maar nietemin, hierdie ding is 'n paar jaar terug, was daar selfs 'n groep wat beplan het om op sosiale media, het hulle dit bespreek, om my te laat arresteer, want die stellings en die kommunikasies tussen al daai kinders, en daar was 'n groot groep gewees, en kakpraters was, en het geklik, dat die enigste manier om meneer Mike Bolhuis, soos hulle het noem, het geheel en al uit die prentjie uit te kry. Dit gaan nie help ons stuur ouens om te donder nie, hy's gereed. Dit gaan nie help ons doen dit, die of die ander nie, en ons kan ook nie sake maak nie, want hy staan nie sake teen, en die sake gaan nie deur nie. Hulle het alles getraai. Daar was 12, 13 sake, eventueel nadat gesê was, daar was oor die 300-400 sake, en toe sal eweskielik net 70 sake, en glo my, selfs prokureurs wat name wou maak, het op die bandwagon gespring. Dit was 'n moeilike storie, mense. En hulle het almal opgeklim om die wat nou my regtig wil uit die stoel uitlig. Aan die ene kant maak hulle my net altyd bekender en wys dit dat, jy weet, jy kan nie so iets doen as jy nie feite en bewyse het nie. Maar hoe dit ook al sê, die beplanning was, toe hulle nou eventueel gesien het dat, kom ons vergat hom, verneder hom in die media, en dan kry ons al die mense om te sien wie en wat hy werklik is, inverted commas. Kom ons kry hom gearresteerd. En ek weet nie of julle daai tyd kan onthou nie, en toe het hulle 'n groot ding hier beplan in Plettenberg Baai, waar ek nou is by my kantore, waar ek nou sit. En toe het hulle 'n ding, 'n algehele vals docket geregistreer in Johannesburg, geheel en al vals. Hulle daai docket deurgestuur na polismanne in hulle stak in Mossel Baai, en daai polismanne het met die vals docket, polismanne in Plet, dit deurgestuur wat bloot dood onskuldig was wat hier aangekom het, na my huis toe. En die voordeel weer eens, ek is bekend en my naam en reputasie staan uit vir homself. Die polisman het vir homself die docket gekry, maar hulle kan het glad nie verstaan nie, want jy arresteer nie so op so 'n docket nie. Dit moet net eenvoudig by die stasie aangemeld word, en dan word daar 'n datum vasgestel waar ek dan in 'n hof sou verskyn. Dit het te doen gehad met 'n interdik. Nou die vals klagte wat gelê was deur die party was deur 'n vrou wat gesê het ek het haar gestok, dat ek haar agtervolg, en ek sit hier in Plet. 'n totale agtervolging en maar anyway, ons het dit onmiddellik uitgesort. Hulle het beplan om foto's te neem, en ek weet nie wat alles, niks het daarvan gekom nie. En toe ek weer hoor, toe is daai lasbrief en al daai inligting, bel my cybercrime en sê, luister Mike, as jy gearresteer, man, my foon het mal gegaan. Ek sê vir hulle, hey, ek staan hier in my hoofslaapkamer, kom ek sit gou vir julle 'n video op die groepe stuur dit deur, as niemand my gearresteer, waarvan kom julle? Hier was polismanne hier, hulle het my kom sien, oor 'n interdik, ek het vir hulle gewys die valsheid daarvan, ek het na die stasie toe gegaan, en that's it, ek was stasie toe en terug. End of. Hulle het selfs die media gereël. Netwerk 24, 'n nuwe dametjie, wat nie geklik het nie, hulle het dit alles vir haar deurgestuur. Toe stuur Engelse Netwerk 24, stuur toe 'n berig uit dat Bolhuis arrested. Nou, julle kan vir julle self dink, mense. Toe daai ding, hierdie is alles in 'n projek. This all happened. This is factual. En as redes hoekom ek hierdie ding noem, en dat beteken dat ons tyd is op, en ons moet volgende donderdag weer bietjie praat.
oor die gevare van hierdie goed en wat kon gebeur het. As dit nie 'n persoon was soos ek, wat bekend was vir wie hy wat hy is, en doen die werk 40 jaar, sê ek nou vir jou, was daar, en daar's baie, daai persoon vals in gearresteer. Maar nou ja, toe die media daai ding gooi, toe kontak ek self, sommer direk die media, en sê vir hulle, is nie die geval nie, here I am. Why didn't you call me? All you needed to do was to call me. Toe kon ek duidelik agterkom, hierdie persoon is beïnvloed en omgekoop, maar nou ja, ons is nie iemand wat jy so hanteer nie, en julle ken my nou al baie, baie jare. Niks gaan my, en veral nie vals nie, en enigiets verkeerds, gaan ek toelaat nie. En ek kontak toe die hoof van Netwerk 24, en hulle sê vir my, ek moet alles op skrif sit. En eers was daar 'n bietjie halstarrigheid, maar toe sê ek vir hulle, as hulle dit nie gaan doen nie, dan gaan ek 'n interdik bring. En daar was toe weer 'n bietjie van 'n terughouding, en toe kry ek een van my prokureurs om te sê, dat indien hulle dit nie gaan doen, gaan ons die interdik nou deurvoer, en toe kry ek 'n interdik. En toe die interdik val, toe hulle sien, hier kom die interdik, toe het hulle onmiddellik nou my geskakel, en ek het nie gesê, ja, I told you so nie, ek het 'n mooi gesprek met hulle gehad, en ek het die feite gegee, en hulle het dit geplaas, en hulle het die ware feite geplaas. Bollys was never arrested, in Engels, in hoofletters. So, die ding is toe daar reggestel, maar nie net het hulle dit gedoen, hierdie groep nie, want dit was 'n groot groep, wat regtig boewe, almal wat ek vasgevat het daai groep gejoin. En julle weet hoeveel mense vat ek vas. Dink vir julleself. Daar was 'n klein huisie vol mense wat gedink het, nou hier is my kans. Ek gaan Bollys opfok van 'n kant af. Hulle het gejoin, daar was 7700 het ons getel wat op die bandwagon geklim het. Toe beplan 'n groepie uit daai, die admins in 'n groep uit daai uit, om 2 verkrachtingssake teen my te bring. Nou hoor hierso, julle gaan agteroor val. Die een verkrachtingssaak wat hulle wou bring is dat ek gestremde meisie in my familie verkragt het. Nou, eerstens, ons het nie 'n gestremde meisie in ons familie nie. En tweedens, ek het een of ander meisie of vrou verkragt. Hoe like julle dit? Nou imagine, julle wat nou saam met hierso praat en luister, Marius, julle almal. Imagine iemand versprei sulke kak oor jou. En toe try hulle dit beplan. Toe tel ons dit op, want toe het sekere lede in die groepe. Want hier is die voordeel van of jy nou aangeval word of ek aangeval word, ek, jy of die luisteraar. Hier is die voordeel, as jy dit deursit op die einde van die dag, waar is die bewyse? Want as die bewyse nie daar is nie, is die eier op hulle gesig waar hy stront oor jou uitgeskryf het. Die nadeel is, die meeste mense kan hulle nie self help nie, en hulle wil die heeltyd tussenin reageer. Hulle wil die heeltyd te vroeg onttrek en net verdwyn en nie iets behoorliks en regs daaromtrent doen nie. Nou nommer 1, jy doen nie 'n he says, she says nie. Jy doen 'n stelling. Jy plaas 'n stelling. Soos byvoorbeeld met enige van hierdie goed wat Piet oor my te sê gehad. En onthou, Piet het 100 maal meer erger goed oor my te sê gehad as Louis Liebenberg. Hoekom glo die mense dit nie? Want hulle weet, Piet praat kak. Hy's ge-expose. Hulle weet dat as hulle my projekte lees en die media lees, dan sê die media dit wat ek sê. Dieselfde met Louis. Wat het Louis al alles oor my te sê gehad? Ek meen, ons het dit laasweek genoem. Jy gaan altyd, as jy in 'n spesifieke posisie jouself bevind, en kom ons vat my weer as 'n voorbeeld, as 'n spesialis ondersoeker teen misdadigers. Wat dink jy gaan die misdadigers doen teenoor my wat vasgevat word? 90% van hulle val weg en is bang en stop met hulle kak en wat. Maar die wat soos op hierdie level bekend is en of bekendheid wil soek, gaan toetree en gaan sleg praat van jou. Hulle gaan nie sê, hoor, Mike's a good guy. Jy weet, en hy veg en hy fight misdaad en hy doen dit al 40 jaar en hy gee om vir mense en hy maak 'n verskil. Dis nie wat gaan gebeur nie. Jy gaan die kry wat teen jou gaan staan. Nou, as daar 'n paar as daar 1 of 2 of 3 ouens is wat bekend is
en dan teen jou staan, gaan jy hulle volgelinge kry, wat gaan saam met hulle praat, om jou te kelder en jou te benadeel. En dis wat hier gebeur het in daai groep destyds met my. Toe het hulle hierdie ding beplan, om my gearresteer te laat kry, want toe sê hulle dit, onder mekaar, dat as ons die regte ouens kry om Mike Bolhuis op sy plaas te laat arresteer, dan sal ons alles in die media plaas en laat lek dat hy's gearresteer vir verkrachting, then he's fucked. As daar inligting uitgaan wat sê Mike Bolhuis het 2 vrouens verkrag, en as docket so goed, kan ek julle nou sê, het gaan Mike nooit weer opstaan nie. Big mistake, because that's not going to happen. If something sounds too good to be true, which this time it's too bad to be true, it usually is. Maar in ieder geval, ons het toe wind of het gekry, want mense het begin draai in die tyd. Van die 7700 het allemaal weggeval. En dan in hulle geleedere het een van hulle hoofbeplanners, nog hulle bekende ou, uit die bloute uit, toe al die goed aan die gang gedraai. En nie net dit nie, hy het gedraai. Toe bring hy vir ons al die kommunikasies, al die selfoonkommunikasies, alles wat, hy is een van die ouens wat paranoid is, hy het alles gerekord. Al die recordings, alles van dag 1 af. En natuurlijk sit ons toe met alle inligting, ons stel toe die polisie in kennis, die specialisteenheid in die polisie, ons sê vir hulle, dis die beplannings en, maar obviously het het toe die einste ou wat die inligting gegee het, hulle het agtergekom uitgedraai en hulle is toe erg agter hom aan en hulle het geweet. Hierdie ou is 'n ou wat alles rekord en hulle het geweet, nou het hulle jare se kak, want nou weet Mike en sy span alles en hulle toe almal weggeval. Intussen is ons toe deur al ons interdikte teen die party, ons al die interdikte gekry en moes hulle alles verwyder van alle platforms af. Intussen daai 12 sake wat ek vir julle van gesê het wat oor is, het ons in die Hooggeregshof gewen met kostes teen almal. Ons het teen die hoofparty, teen al die partye, het ons alles gewen. En die einste party wat vir ons teen ons gedraai het, was daai tyd ook teenoor opgetree en ons het ook interdikte teen hom. Maar ons het toe gesê, right, ons hou daai interdikte op hold, want hy werk saam met ons, tot vandag toe nog. So die bottom line is, dit is goed dat julle 'n bietjie my kant hoor, van wat ek deurgaan in my organisasie. Ons het net een, kom ons sê, chink in die armor, net een ding, wat ons niggle. Verder het ons absolute, algehele stabiliteit, vrede, cool, calm en collective modes. Ons steur ons aan absoluut niks, ons doen ons werk, niks pla ons. Maar hierdie een dingetjie wat aanhoudend altyd sal gebeur, wat ons altyd maar moet identifiseer en as dit nodig is teenoor optree, soos in daai geval, is nou die Piet Viljoen en die Louis Liebenberg en die Hans Lottering en jy weet die ander. Daar's heel wat ander, maar in 'n baie kleiner formaat en hulle val baie vinnig weg. Nou hier is die ding wat ek vir almal wil sê. En julle moet mooi hoor, as iemand iets oor jou sê, moenie dit fucking verloor nie. Moenie op die foon gaan en almal probeer oortuig en te kere gaan, don't lose your shit. Neem die inligting in, identifiseer dit, evalueer dit, as dit waar is, moenie probeer om enigszins iets anders as die waarheid daarmee te reconcile met die party wat het gesê het. Maar kontak daai persoon en sê, alright, jy het nou hierdie inligting geplaas oor my of sy, dit is die waarheid, en ek gaan jou vra dat ons dit nie op sosiale media verhoor of aanspreek nie. Want ek het my privaatheid. Onthou een ding wat sê die wet, al is daar waarheid, kom ons sê iemand sê iets oor jou en dit is die waarheid. En daai waarheid moet op protokol op die korrekte manier geïdentifiseer word. As dit 'n pedofiel is, is dit 'n ander storie. Dan maak ons 'n projek en ons waarsku almal because it's imminent danger. Maar as dit iemand is wat net iets oor jou sê en dit is die waarheid, sê nou maar jy het 'n verhouding gehad of wat ook al. Dit is privaat en konfidensieel. Dis tussen jou en jou vrou en dis tussen jou en jou familie en daar's baie keer 'n geval waar dit opgelos word, waar die vrou vergewe
Maar as jy nou daai kak op die sosiale media gaan plaas, dan is jy moer toe. Jy verloor jou werk, jy verloor alles, jy kry nie eens 'n kans om tot bekering te kom nie. So dit is wat ek mense wil waarsku. As daar 'n waarheid is, wat jy voel 'n ander persoon moet weet dat jy daai waarheid weet, doen dit privaat. Doen dit privaat. As jy iemand uitgevang het wat gelieg het, doen dit privaat. As jy uitgevang het, soos ek genoem het, van 'n verhouding, of jy het iets uitgevind wat 'n waarheid is, doen dit privaat. Moet dit nie op 'n WhatsApp groep sit nie, vir nasionale mense om te hoor, want you create United Rebellion. Want dan spring al wat Tom, Dick en Harry is op, en almal, julle weet, wat kan ek julle vertel? Kyk julle WhatsApp groepe. Kyk net daarna. Ek meen, vir die vrouens wat luister, julle vrouens wat so oral saam, julle weet, dis 'n skinder en kak praat storie. En is fun, want dit is toch lekker, is dit nie? Maar dit is skadelik. En as julle 'n groepie vrouens en dan een vroukie het iets mee gebeur, dan kom julle nou privaat by mekaar en julle oor hierdie vroukie. Of iemand het jy in die kerk gesien met 'n snaakse hoed, of die een het gewig opgetel, of daai ene was daai aan dronk by 'n party, of die een het die man verneek, of die man die vrou verneek, dan raak dit 'n moeilike storie. En weet, dit is skadelik, want eventueel trek daai ding soos 'n veldbrand deur daai hele estate of community, of wat ook al, en wat doen dit aan die kinders, en almal? En die nadeel is, daai persoon word geheel en al in totaal afgeskryf. Die ding raak baie groter en leliker. Dis die een ding wat ek wil noem. Die tweede ding wat ek wil noem is, in ons geval, neem dit as 'n voorbeeld, as Hans Lottering al hierdie goed nou weer opgebring het, en al hierdie goed oor my sê, where is the evidence? Ek reageer nie eers op Piet of Louis of enigiets nie, en ek het dit daai tyd 1 keer of 2 keer in 'n stelling gemaak, en nou herhaal ek dit weer. Ons doen stellings. So as enigiets oor enigiemand sê, insluitend my, vra 2 vrae. Gee die bewyse. Plaas die klinkklare bewyse. Want hy het dit nou klaar op sosiale media geplaas. Natuurlik is die beste stelling om te sê, is dit nodig vir die algehele publiek? Hoekom konfronteer jy en kommunikeer jy en volg nie die korrekte protokol? En kontak meneer Bolhuis direk en of e-pos of kry 'n interdik teen hom of maak 'n polisiesaak teen hom. Hoekom nie? Hoekom volg jy nie die korrekte protokol nie? Laat my gou dink aan daai ding wat Piet daai tyd geplaas het van my rekord, dat ek 'n bedrieger is en 'n dief en 'n boef en toe plaas hy 'n saak en 'n masnommer. Maar die masnommer is sommer so in die duisende. As jy daai masnommer gaan trek, it's a non-existing masnommer. It doesn't exist. Maar in ieder geval, die tweede ding wat jy plaas is, as iemand byvoorbeeld 'n stelling maak van hy gaan jou bliksem of donder en hy sit dit op sosiale media. Ook 'n skiep. Jy kan meneer Bolhuis direk gaan besoek. Jy weet waar hy bly. Ek noem die ding, want dit klink net baie meer professioneel as jy reageer. Dit is 'n stelling. Jy maak 'n stelling. Jy begin nie met 'n debat van, jy kan dit vergeet man. Al is Mike 65, hy's fucking fucks, hy gaan jou opfok. Kyk hoe lyk jy. So, dit is wat jy nie moet doen nie. Jy raak nie persoonlik, jy raak nie kinderagtig nie, jy raak nie betrokke in 'n debat nie. Jy maak 2 stellings of 3. That's it. En jy volg hom nie, jy raak nie betrokke nie. Want hoe meer tiks hy kry, hoe meer dink hy het hy volgelinge. Hy het nie volgelinge nie. Louis het nie volgelinge nie. Piet het nie volgelinge nie. Hulle almal het nuuskieriges. Kan nie wag om die volgende stupid video of stelling of ding te hoor wat sleg is oor 'n ander persoon nie. Dis die nadeel van die mens van vandag. Hy wil nie goeie nuus hoor nie. As ek nou eers 'n keertjie gesprek omswaai en ek sê, jy weet, daar by my op die plaas het die uile nou gebroei. En daar het 5 uiltjies uitgebroei en hulle is so mooi. En ek begin praat bietjie oor die flaminke en die mooi bome en die natuur en die baie reën. Julle hoor dit, maar it's not interesting.
Factual information is never interesting. Natuurlik, as ons projekte uitstuur, is dit baie interessant, want soos ek hier praat en verduidelik ons dit in ons projekte. Maar mense like het om te hoor dat die tafeldoek is opgemors, die hele koffie het uitgeval. Maar anyway, ek dink ons moet maar weer volgende week aangaan, want ek wil miskien meer praat oor die gevare van platforms, veral met ons luisteraars wat kinders het, en dan miskien bietjie oor vakansieveiligheid en professionele en korrekte maniere van hoe met die fone te werk en hoe om hulle veilig te behou ensovoorts. Mense, die bottom line is, ons sê liewe Jesus voor en agter, ons is 'n nasie wat God dien. Ons sê ons dien God. I don't see it. Voor jy enigiets doen, vra die Here se wil. I have mistakes. I make mistakes. Ek is die grootste sondaar. Ek staan nou op en ek staan eenkant en ek sê, God, wees my asseblief sondaar genadig. Ek is die grootste van julle almal. Niemand van julle daar is 'n groter sondaar nie. Want ek weet so baie, so die kleinste ding wat ek verkeerd doen, is ek juis amper in die kategorie van, mamaatjie, jy weet dis verkeerd. Onthou, ek is 'n mens soos julle. As ek van hierdie boewe in die hande kry, gaan ek hulle baie seer maak. Is dit reg? As ek vandag 'n license to kill sertifikaat kry, skiet ek die kak uit baie mense uit. Baie. Ek gaan fucking baie mense uithaal. Maar I'm trying to be the real Christian. Vra God se wil. Dink 2 maal, tel tot 10. Volg die spreekwoorde. En moenie betrokke raak by skinder en kakpraat. Dit help nie, dit werk nie. Moenie emosioneel raak nie, maak ingeligte besluite. Moenie outomaties net reageer, klip in die bos nie. Wees versigtig. Wees professioneel. Onthou, hoe jy kommunikeer is wie jy is. The way you communicate on phone, how you communicate via your phone and your platforms is who you are. Dit is die identifikasie wie jy is. Dit is jou DNA. Die manier hoe jy in enige manier met ander oor die weg kom, het sy fisies, direk, emosioneel, geestelik, jou politiese affiliasies, die manier hoe jy oor al daai goed praat en kommunikeer met almal, is die bepalende faktor wie jy is. As ek wil weet wie jy is, vat ek jou foon. Dan weet ek fucking alles van jou. Ek weet wat jou hekmotor, jou bankdetails, wie is jou beste vriende, wie like jy nie, oor wie skinder jy, wat sê jy op die groepe oor die politiek, wat is jou opinie oor wit en swart, wat is jou opinie oor alles. Daar's niks wat ek nie gaan weet nie. I will know exactly who you are. Nou dit wat alles op jou foon is jou kommunikasies, en dit wat die hart van vol is, loop die mond van hoor. Dis wat jy gaan praat. Waar is nog 'n goeie spreekwoord? Plaas 'n wag voor jou mond. Haastige hond verbrand sy mond. Dink. En moenie enigiets net glo nie, blindelings. 'n Ander spreekwoord, there's 2 sides to a story. 3. Kry die feite. Volg behoorlike protokol. As iemand jou benadeel het, as ek jou benadeel het, 'n luisteraar daar buite, volg die protokol. Bel my, praat dit met my uit. Ek gaan jou nie boelie of doodpraat nie. As iemand mekaar daar wat met mekaar ken, of enigiemand wat jy ken jou benadeel het, praat dit uit. As dit nie werk nie, stuur 'n finale brief of aanmaning. As dit nie werk nie, stel 'n prokureur aan of maak 'n polisiesaak. Maar moenie op sosiale media iemand probeer verhoor of skuldig bewys nie. Want al wat jy doen is, jy probeer net mense kry om saam met jou te stem, en dan wat het jy bereik? You still where you are. En die oomblik as jy klaar gepraat het mense al klaar hulle opinies oor jou. Want as jy skinder en kak praat en sleg praat van mense oor 'n platform, en die einste maatjies met wie jy dit bespreek, gaan môre skinder en kak praat oor jou. Ongelukkig, dis die grootste sport in Suid-Afrika, by verre. We need to step back and do real and proper professional communications.
Marius, ek weet nie of jy gou iets nog wil bysê nie. Ja, ek wil ook maar net mense aanmaan, skinder en kak praat. Ek's eenmaal met 'n sameswering en 'n groep mense ook as ek onregmatig gearresteer. Langs deur die kort sommer uit die selle uit vrygelaat die volgende oggend glad nie hof toe nie. En daai partye in goeie Afrikaans het gekak en betaal vir daardie deel. So wees versigtig om te skinder, want dit gaan jou geld kos, definitief, en jou reputasie ook, en niemand sal jou ooit weer glo nie. Ja. Thanks julle, groete vir julle almal. Ek wil in ieder geval afsluit met positiewe nuus, en dit is dat die Here God leef, hy is daar. En ek kan jou nie vrede gee nie. Ek kan jou 'n bietjie antwoorde gee, ek kan jou 'n bietjie help, ek kan lekker met julle chat, maar op die einde van die dag, die algehele oplossing lê in ons Here God, en julle moet hom aanroep. Roep die Here aan in die dag van jou benoudheid. Staan met die Here. Onthou, die Here is nie 'n sussie nie. Onthou, die Here is nie 'n sussie nie. Ek het julle daai storie mooi verduidelik van toe die Here die sweep gevleg het. Dit vat tyd, hy het ingegaan en hy het daai ouens behoorlik uit die plek uitgeslaan. So die Here is nie 'n sussie nie. In my opinie is 'n ware Christen die gevaarlikste ou wat daar is. He says what he means and he means what he says. En hy vrees niks en hy het rustigheid en kalmte en vrede. Ek bid dit vir julle, vra dat julle ryklik sal seën in hierdie feestyd. Bid vir ons is verskriklik besig met al hierdie ondersoeke en misdaadvoorkoming, ons is oorval. Julle het 'n bietjie aan die kant gehoor van hoe ons aangeval word en waar ons aangeval word, maar die Here het ons nog nooit nagelaat nie en ons het nog altyd gewen. Altyd. En ons dank die Here daarvoor en ek bid dat julle altyd sal wen. En dat die Here julle sal seën met veiligheid, sekerheid en met kennis, mag en krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding, julle barmhartig en genadig sal wees. Baie dankie, Mike, selfs vir jou. Next week. Laat ons maak so. Dankie. Bye bye.